Okay, well, so hierdie is a completely new thing that I'm trying out, so bear with me. Geseënde van die Here, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is, ja, sê vir my of hierdie vir julle kan werk. So ons, so tussen, ek gaan kort sulke videoetjies uitbring wat julle nou saam met my bietjie ry so deur die dag. Dit sal hoofsaaklik gewoonlik wees as ons, kan ek sê, tussen werk en of, ja, sommer net, wanneer 'n mens geleentheid kry, wanneer Here dit moontlik stel, gee die Here al die eer daarvoor. En ons, we call it, this is al 'n lang tydjie, wat dit saamkom. Ons kan het, I think we're gonna name it Lighthouse Talks or Lighthouse Drives, Daily Talks of iets in daai lyn, maar ons sal 'n lekker titel kry. Maar ja, so hierdie is maar net soos 'n lekker gesels. So julle kan, as julle op Facebook is en julle sien die video, kan julle regtig, nee, soos kommentaar lewer dit, wat ook al dit is, dit kan enigiets wees. En as julle wil graag hê, daar's 'n sekere topic wat ons moet oor gesels, iets wat gebeur het, iets niets. Jy weet, 'n mens raak so moeg as jy nuus kyk en jy sien moord, roof en korrupsie. Ja, nee, daar's seker goeie ding om dit te sien, want dan spreek jy en jy bid vir daai omstandighede, nê? Want ons is hier om sout te wees. En die sout wat laf geraak het geen nut nie, nê? Die Here het gesê ons is sout van die aarde, lig, want ek is lig. Jy weet, we're light bearers, light reflectors. Most, if I like do an analogy, it's like a Wi-Fi booster. You've heard about it. That's what we are. We are here to boost. You use like boosters so that people can see Jesus. Jy weet, want dit gaan nie oor ons nie. Dit het nog nooit gegaan oor ons nie. Dit gaan oor God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dit gaan oor Abba, dit gaan oor God, dit gaan oor Jesus. Jy dink aan alles in existence, everything, and science try to prove and disprove, but one thing they always find out, and that is that Jesus Christ is Lord. Dit gaan die menslike verstand so te bowe. En dit is die realiteit. Jesus is koning. So dankie. As jy, ek is in die strandomgewing, dis waar ek woon, nou seker vir van 2022 af, what a blessing, kan die Here eer daarvoor vir wat hy gedoen het, hoe hy 'n mens tot op hierdie punt gebring het, en ja, die Here is koning, en ek sê dit nou al vir 'n geruime tyd, want ek sien dit in my lewe, hy is die koning van legkaarte, jy weet, die Here het, hy op tyd sit hy die volgende legkaart in, op die regte plek, en maar ons dit probeer doen, pas dit nooit. Jy forceer 'n stukkie in, dit mag dalk reg lyk, maar die kleurskema is totaal en al verkeerd met die volgende een. So, ja, so bear with me, dit is maar net 'n konversasie, ons gesels ons maar net, dis waar het gaan, en dis waar hierdie Lighthouse gesprekke gaan, laat ons net gesels. So, as jy 'n getuienis het, nê, wat jy graag wil deel, wat ons hierop sal speel, of course, gewoonlik na ons gesels, klip, na hierdie oomblik van drive, en ja, en dan deel ons dit met die wêreld, of ons maak dit so, jy kan my hier in die kar kom gedoen. As jy in hierdie omtrek is, praat met my, dan ry ons 'n roete, en jy deel dit met ons,
Die Here het 'n plan en of ons, because it's a lighthouse session, ons gaan na die naaste lighthouse en ons gesels daar. Maar die Here is in beheer. En ons vat dit. So, what a blessing. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag sover, maar 'n geseënde dag en 'n geseënde week. En ek weet, vet, ons het soveel uitdagings wat ons het. Ons het. Maar just like Paulus reminds us, you know, jy roem daarin. Jy hardloop nie weg van die uitdaging af nie. Jy gaan complain nie by iemand oor die uitdaging nie. Want dit is juis in daai uitdagings wat jou so potjie en lelik uittap, waar God kan werk. Jy moet net nie opgee nie. Ja, jou vlees, damn. Ons het soveel dinge om te sê van die vlees, né? Maar daar waar jy op jou swakste is, dis daar waar God sy sterkste en sy glorie kan wys. Want mense sien jou en hulle sien jou baie keer op jou swakste en dink hulle, oh, vet, hierdie ou gaan dit maak. Maar wanneer jy op God vertrou, geseënde van die Here, gaan die Here, wanneer jy stil raak in jou bidkamer en jou jouself afsonder in die bidkamer, gaan God jou uitrek. En hy gaan jou oplig en verhoog in die publiek. Voor almal, voor jou vyande, voor die wat jou ondergang wil hê, gaan die Here jou oplig, né? En ja. So, dit was dit. Maar ja, kyk, ek kan net regtig net vouch in my own life. Hoe God deurkom wanneer jy regtig vrede gemaak het met jou omstandigheid. Jy vertrou God. It's not like you're not trusting, you really trusting. But you've at peace because you know it's not your time, it's God's time. So then you take what this your surroundings, your current situation, you take it, and like the word reminds us that we must do everything to give God glory. So even though you're at the place where you don't want to be and it feels like but you give glory for it. Jy gee God die glorie. Weet jy hoe deur mekaar krap jy daai vyand? Hy, ja, mense het 'n sekere beeld wat hulle dink oor die vyand lyk, maar jom, nee, die arme ou het nou al sy duisende hare wat hy ooit kon gehad het, want die man was mos nou 'n mooi geskape musiek knag gewees, as jy dit so kan noem. Uitgevat met al die grootste items wat om God mee te loof, maar toe raak hy so selfbewus, prideful, en hy dink, hey, met al hierdie instrumente kan ek dit mos gebruik, laat die mense my loof, en hy gaan en hy praat met soveel engele, en hulle is van, ja, my maat, ons voel het, jy kan dit doen, jy het die musiekinstrumente, en die mense sal daarvan hou. En toe gebeur dit, dat hy soos 'n weerligstraal uit die koninkryk van God af tot op hierdie aardse vlaktes, wat se blaps het hy nie geval nie. Hy en sy misleide kroonies. En ja, hulle weet die lot wat op hulle wag, en daarom probeer hulle die kinders van die Here se gedagtelewe so mislei, dat hulle die plan en die hoë roeping van God mis, né? Maar nou ja, dankie Here vir die kruis, dankie Here vir sy genade en sy barmhartigheid, geseënde vet. Ons verdien, alles wat God vir ons gee, verdien ons nie, en daarom is dit barmhartigheid, jy weet, hy genade gee hy vir die goed wat ons nie verdien nie, maar barmhartigheid weerhou hy hou terug die goed wat ons verdien. Ons verdien nie dood. Met die leefstyl wat ons gelewe het voor Jesus. En dan maak ons nog steeds foute, maar die Here is genadiglik, hy stof ons af, hy maak ons skoon en hy sê, want ek wil hê jy moet veel vrug dra, jy's ingeënt, kind.
Ja. Maar dankie vir jou wat luister en wat kyk hierna. Ja, as jy wil, deel hom en dan kyk ons of ons dit 'n bietjie meer gaan doen. Want hierdie is geseënd. En ek weet die Here wil 'n ontmoeting hê met jou. Terwyl ons so ry, come on man. Hoe geseënd dit is. Want ons het altyd verskonings. Ons het nie tyd nie. Maar hoeveel tyd is jy in jou kar? So let's do it. So, en dan vat ons dit. En ons gaan kyk waar hierdie lighthouse talks, hierdie lighuisgesprekke gaan. En weer eens, as jy iets wil deel, gee my 'n boodskapie. En as jy gebed nodig het, kan jy my persoonlik kontak. En ja, ons vat dit van daar af. En ons vertrou die Here vir 'n groot deurbraak in jou lewe en jou omstandighede. En ook net vir jou, laat die Here jou sal oprig. En laat ons as volware diensknegte en kinders van die Here sal optree. Ons skiet dit kort. Ons skiet dit kort en daarom het ons Jesus nodig. Hy is ons anker. En ons gee hom al die eer, al die lof en aanbidding. En want ons het mekaar nodig. Jy weet, die woord herinner ons dat ons mekaar ons sondes moet bely, sodat ons mekaar kan vergewe en oprig. Jy weet, want dan sal die gemeente gesond word. 'n gesonde gemeente is 'n gemeente, en 'n gesonde familie is 'n gesonde eenheid, wat saam voor die troon van die Here kom, en saam bid. So, ek wil jou aanbemoedig om dit te doen. Om begin by jou huis, dit begin altyd by die huis. So my liewe Heer, seën die persoon wat hierna kyk, mag dit veel vrug dra, mag dit regtig aanspraak lewer, en ons vertrou U vir 'n groot ontmoeting vir die volgende keer wat ons weer in die pad val. Mag dit geseënd wees, mag jy geseënd wees wat hierna kyk. Share hom, like hom, doen net wat jy wil, maar bid ook vir my. En ek seën jou daarop, en die Here sal jou seën. En ja, ek groet jou tot die volgende ontmoeting, en tot die volgende rit. Shalom.